Ek groet julle vandag, geliefdes. Kom ons luister na 2 Korintiërs 4, vanaf vers 16 tot hoofstuk 5, vers 10. Daarom gee ons nie moed op nie, want selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid. Terwyl ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare is tydelik, die onsigbare ewig. Ons weet tog dat, wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het wat van God kom, 'n ewige woning in die hemele, wat nie met hande gemaak is nie. En daarom sug ons, want ons verlang intens daarna om met ons woning vanuit die hemel bekleed te word. As ons net nie ontkleed en nakend gevind sal word nie. Want ons wat nog in die tentwoning is, sug as mense wat swaar kry, omdat ons nie ontkleed nie, maar gekleed wil word, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons juis hiervoor voorberei het, is God, wat aan ons die Gees as waarborg gegee het. Daarom is ons altyd vol moed, al weet ons dat, terwyl ons nog in die aardse liggaam woon, ons nie by die Here woon nie, want ons leef deur geloof, nie deur aanskoue nie. Ons bly egter vol moed, al verkies ons om eerder uit die liggaam te verhuis en by die Here te woon. Daarom, of ons reeds inwoon, of nog nie inwoon nie, streef ons daarna om vir hom welgevallig te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy in sy liggaamlike bestaan gedoen het, of dit goed of kwaad was. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Wanneer dit swaar gaan in hierdie lewe, gee gelowiges nie moed op nie, maar hulle sug wel. Baie keer sal mense vir iemand wat swaar kry sê, jy moet sterk wees. Of mense dink dat hulle nie mag erken dat hulle swaar kry nie, want hulle mag nie kla nie. Hulle dink dat gelowiges net altyd met 'n glimlag rondloop. Of as jy nie met 'n glimlag kan rondloop nie, moet jy eerder nie jou emosie en pyn wys nie. Dit is nie waar nie. Gelowiges word nie moedeloos nie, maar hulle sug wel. Hulle kry swaar en hulle erken dit. Hulle praat daaroor, vra raad en bystand. Hulle huil en word kwaad en hulle wens om eerder by die Here te wees. Dit mag dalk klink asof dit nie sin maak nie, maar wanneer jy die regte perspektief het, maak dit sin. Geloof in Jesus Christus gee aan mense 'n nuwe bril. Met geloof as bril kan ons nuut na die lewe kyk. Dan kan ons sien dat ons swaar kry, dat dit nie lekker is nie, en dat ons kan sug en uitsien na wanneer dit verby is. Maar ons kan ook moed hou en voluit vir God bly lewe. Hier is 3 dinge wat anders lyk deur die geloofsbril. Eerstens, met ons geloofsbril kan ons sien dat die uiterlike mens vergaan, maar dat die innerlike mens dag tot dag vernuwe word. Swaar kry het nie die finale sê in die mens se lewe nie, die Here het. En hy kan jou gees versterk en laat groei, al gaan jou liggaam agteruit. Ons woon in 'n wêreld wat met sonde besmet is. Dit beteken ons gaan siek word en oud word. Ons liggame gaan nie altyd doen wat hulle moet doen nie. Ons liggame sal begin swak word en verbrokkel. Maar ons gees hoef nie dieselfde te doen nie. Deur Christus is dit vir ons moontlik om dwars deur ons lewe geestelik te groei. Geestelik kan jy as ou man sterker wees as toe jy jong was. En dit gee aan gelowiges moed tydens ons swaar kry. Tweedens, ons geloofsbril wys ons dat lyding en verdrukking op aarde lig is in vergelyking met die ewige heerlikheid. As ons dit wat ons nou beleef op 'n weegskaal sit, saam met die heerlikheid van die ewigheid, sal die ewige heerlikheid baie swaarder weeg. In Romeine 8 skryf Paulus ook hoe ons sug en hoe die skepping sug. En dan skryf hy in vers 18, ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie.
Wanneer ons God se groter prentjie begin raak sien, besef ons dat dit waarmee ons hier besig is, maar klein is. Dit wat kom is soveel beter. Ons kan dit nie eers vergelyk nie. Ons kan nie eers die ewige lewe heeltemal beskryf nie. Johannes het in 'n gesig gesien hoe dit lyk, maar wanneer hy dit in Openbaring vir ons neerskryf, gebruik hy die hele tyd vergelykende taal. Hy gebruik beelde. Hy sê dit is soos kristal of dit is soos goud. Hy het nie werklik die woorde om vir ons te beskryf hoe wonderlik die ewigheid is nie. Daarom vergelyk hy dit maar net met iets wat ons ken. Maar tog maak hierdie vooruitsig dit vir ons duidelik dat ons swaar kry op aarde hanteerbaar is. 'n Mens kan dit vergelyk met die geboorte van 'n baba. Die ma verduur baie pyn, maar sy verdra dit, want sy weet dat sy 'n pragtige klein mensie in haar arms gaan hou sodra die pyn verby is. Derdens, deur geloof kan ons duidelik sien dat ons lewe op aarde tydelik is. Die eerste deel van 2 Korintiërs 5 beskryf ons aardse lewe as 'n tentwoning. Ons kamp net hier op aarde, maar ons het 'n ewige huis in die hemel by die Here. Soos Abraham kan ons die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die argitek en boumeester is. Ons kan uitsien na 'n stad sonder duisternis of pyn, 'n stad waar God ook woon en daarom is alles perfek. Daarom bly ons vol moed. Daarom erken ons swaar kry, maar ons laat dit nie ons onderkry nie. Ons bly vertrou op die Here. Wanneer jy jou geloofsbril op het, kan jy die regte perspektief op die lewe hê. Dan, wanneer daar aan jou tenpenne geruk word, raak jy nie benoud nie, maar opgewonde. Jy sien uit daarna om uiteindelik te kan huis toe gaan. Kom ons bid saam. Here, ons wil U vandag eer omdat U groot en almagtig is. U het die mag oor lewe en dood. U is die opstanding en die lewe. Dit is wonderlik om te weet dat U die dood oorwin het. U het opgestaan en daarom het ons die sekerheid dat ons as gelowiges ook uit die dood sal opstaan. Dankie vir die nuwe lewe wat U vir ons gee. 'n Nuwe lewe wat nou reeds begin. Ons besef dat ons liggaamlik ouer word, dat ons liggaamlik agteruit gaan in hierdie lewe, maar dan het ons die sekerheid dat ons innerlik van dag tot dag vernuwe word. Ons het 'n wonderlike toekoms waarna ons kan uitsien. En die swaar kry wat ons nou verduur, kan nie vergelyk word met die heerlikheid wat vir ons wag nie. Dankie Here vir daardie troos wat ons het, en leer ons ook om met hoop te leef in hierdie gebroke wêreld. Ons doen voorbidding vir ons skole en onderwysers. Ons vra dat U hulle werk sal seën om ons kinders ook reg te leer, en dat hulle ons kinders met 'n Christelike perspektief ook sal onderrig, dat hulle 'n Christelike wêreldbeeld sal hê, sodat hulle roeping in hierdie wêreld kan uitleef. Seën ook die werk van ouers wat tuis onderrig gee, en wil U ook hulle daarin lei. Ons doen ook voorbidding vir mense wat ly as gevolg van natuurrampe, as gevolg van aardbewings en oorstromings. Ons vra U Here dat U hulle naby sal wees, dat U vir hulle sal sorg, en dat hulle ook in hulle nood vir U sal raak sien en U sal ken. Ons bid al die dinge deur U groot genade alleen. Amen.